Goeienaand julle en baie welkom van my kant af ook vir al as jy 'n besoeker is hierso by ons. Dis lekker om besoekers altyd te ontvang. Vir julle ouens wat aanlyn inskakel, dankie vir daar julle ook moeite doen om deel te wees van hierdie diens en mag die Here ook saam met julle daar wees. Nou, ons het 'n lekker onderwerp vanmôre, iets waaroor ek baie opgewonde is. So kom ek bid vir ons voor ons induik in vandag se onderwerp dat ons net die Here se teenwoordigheid vra. Ag Vader, dankie dat U eintlik reeds hier teenwoordig is. Ons hoef nie te vra vir U nie. Ons lofprysing het U aandag getrek en U het gekom. Dankie Here dat soveel gebede hierdie dienste deurweek het en dat ons weet dat vandag vooruit gegaan is, vandag voorberei is en vandag mooi dinge gaan gebeur. So dankie Here uit die verwagting wat ons hier kan wees, uit die verwagting waarna ons kan luister na die woord wat van U afkom. So dankie Vader vir dit wat U ingesit het en dit wat U voorberei het. Ons wil sommer net vir U sê dankie vir die bloed van Jesus wat alles moontlik gemaak het. En ons eer U Vader in die naam van ons einste verlosser Jesus Christus. Amen. Nou ek weet dit voel al vreeslik lank, maar dit is net 2 weke terug wat dit Paasnaweek was. En die tyd vlieg eintlik so vinnig verby en wat ons agtergekom het is baie ouens verloor eintlik so vinnig daai opgewondenheid wat hulle gehad het op opstandingssondag, dit wat gebeur het, dit wat die Here Jesus deur sy opstanding kom doen het, en ons het gedink om dit dan nou so 'n bietjie uit te reik en mense net te bly herinner wat dit is, daai krag van die nuwe lewe. En ons het 'n kort 3 weke reeksie. So Willie het verlede Sondag het hy gepraat oor vrygespreek en daai sonde skuld wat ons het, die sondebrief wat ons gehad het, hoe God dit opgeskeer het eintlik. En wat vir my so mooi uitgestaan het binne in sy boodskap is net hoe God dit vooraf gedoen het. Dis asof hy binne in hierdie geveg wat tussen ons was, hierdie konflik wat tussen ons was as gevolg van sonde, het hy gekom en gesê, ek wil iets doen sodat ons 'n wen kan hê. En Jesus Christus het gekom en hy het betaal vir ons sonde en nou kan ons met vrymoedigheid die genadetroon die genadetroon nader en dit was vir my so 'n mooi boodskap geweest, dat dit wat hy eintlik vooraf gedoen het, so 'n ewigheidsimpak het vir die ouens wat gister tot bekering gekom het, wat vandag hopelik tot bekering kan kom, môre tot bekering kan kom. Nou vandag gaan ons praat eintlik oor die begin van hierdie reis. Ons gaan praat daaroor om nuut gebore te word. Miskien het jy die term wedergebore al voorheen binne in jou lewe gehoor en dis 'n ding wat partykeer bietjie vrae ontlok, want vir party ouens is dit nie so heeltemal 'n bekende term nie, en dan wonder hulle maar, vir wie is dit? Is dit vir 'n sekere tipe mens? Waar kom dit vandaan? Wie doen dit? Hoe gebeur dit? Hoe weet ek dit gebeur? En wat volg hierna? En dis alles dinge wat ek graag wil aanspreek vanmôre binne in hierdie diens, en ek wil eintlik eers begin deur vir jou miskien 'n eenvoudige begrip te gee van wat wedergeboorte is. Nou, wedergeboorte is 'n geheime daad van God. Ons sien nie hierdie geheime daad nie. Ons kan nie sien wat binne in iemand gebeur nie. Maar wat dit is dat dit die uitsluitlike krag en werking van die Heilige Gees wat binne in iemand kom en dit wat hy was, wat geestelik dood was, kom en hy maak dit lewendig sodat ons 'n geestelike verhouding met die Vader kan hê. En dit is mooi. En iets anderster wat ons ook moet weet is dat hierdie altyd gepaard gaan met belydenis van sonde en bekering en om Jesus aan te neem as jou verlosser en 'n besluit te maak om hom te volg. Nou, somtyds is die wedergeboorte en bekering van iemand is 'n dramatiese gebeurtenis. En daai ouens is partykeer so bietjie suspicious as iemand anderster nie bekeer en wedergebore geword het op dieselfde manier nie. En ek dink die gevaar wat ons het daarin is om dit as 'n maatstaf te gebruik, om te sê maar as hierdie nie met jou gebeur het nie, dan het jy nie wedergeboorte en bekering gehad nie. En ek dink dis 'n groot fout wat ons maak. En ek dink wat ons moet besef is dat soos Jesus verskillende mense wat blind was genees het op verskillende maniere, gebeur wedergeboorte ook op verskillende maniere binne in verskillende mense. Wat wonderlik is dat die geheime krag waarmee die Heilige Gees Jesus fisies uit die dood uit opgewek het op opstandingsdag, dieselfde krag is wat hy gebruik wanneer hy werk binne in ons om ons lewend te maak vir God. En is dit nie eintlik wonderlik dat terwyl ons hier gaan praat oor hierdie dinge vandag, kan die Heilige Gees kom en hy kan iemand se hart kom verander en sy lewe kom verander.
iemand wat geestelik opgewek kan word. En ek en jy gaan dit dalk nie sien nie, want dit gebeur in die geheime. En hoe kan ek en jy sien binne in iemand se hart in? Dis tog net God wat dit kan sien, maar ek glo absoluut dat dit gaan gebeur, want ek het gebid vir dit, en soveel ander mense het vir my saam met my gebid vir hierdie vandag. So die groot vraag is, glo jy dit? Glo jy dat die skepper van die heelal vandag hier in ons teenwoordigheid, maar binne in die geheim, binne in die misterieuse, binne in die onsigbare, iemand se hart bonatuurlik kan verander? So vandag gaan ons kyk na een van die kragtigste werkinge van die Heilige Gees, naamlik wedergeboorte. Nou, die bekendste gedeelte wat ons lees daaroor is in Johannes 3. En as ons binne in Johannes 3 inkom, dan ontmoet ons 'n ou wat sy naam Nikodemus is. Nou, Nikodemus, daar's twee dinge wat ons lees van Nikodemus binne in hierdie gedeelte. Die eerste gedeelte is dat hy 'n Fariseer is, en die ander gedeelte wat ons lees is dat hy 'n regerder was van Israel. Nou, daai gedeelte is eintlik 'n merkwaardige gedeelte. Hy was deel van die Sanhedrin. Nou die Sanhedrin was 'n groep van 70 geloofsleiers wat eintlik maar alles bestuur het wat binne in Israel gebeur het. En jy kan 'n Fariseer wees, maar jy kan nie altyd 'n Sanhedrin wees nie. So hy was eintlik nog so 'n stapie bo kan 'n gewone Fariseer. En wat ons lees van hom is, hy kom in die nag na Jesus toe. Nou, wat weet jy van mense wat in die nag na iemand toe gaan? Nee, hulle is skaam, hulle wil nie gesien word binne in dit wat hulle doen nie, en ek dink dit was baie die hart van Nikodemus op hierdie stadium, dat hy nie gesien wou word saam met Jesus nie, en hy begin hierdie gesprek met Jesus oor dinge waaroor hy wonder, en Jesus antwoord hom eintlik redelik onmiddellik, daar in vers 3, so ek gaan Johannes 3 vers 3 tot 7 vir julle lees. Hy sê daar, Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weergebore word, as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moederskoot ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Nou ek wil net gou so vinnig hierso inkom, baie ouens het daai gedeelte en binne in hierdie versie, as jy nie uit water gebore word nie, gevat en 'n teologie daarop gebou dat die doop verlossing bring. Maar as 'n mens kyk eintlik na hoe Nikodemus hierdie moes verstaan het, dan weet ons dis nie dit wat Jesus daarmee sou bedoel het nie, want die doop maak absoluut nie sin vir Nikodemus wat 'n kenner is eintlik van die Ou Testament soos wat ons hom ken nie. So dit wat Jesus na verwys het, hier kom uit Jesegiel 36, waar mense skoon gewas word met water, en die verwysing daarvan is natuurlik dat ons skoon gewas moet word van ons sondes, soos wat jy gewas word met water, en dis wat ons binne in daai vers weet. En dan as jy skoon gewas is van jou sondes, en die Gees het jou nuut gebore, dan kan ons aanbeweeg. So vers 6 en 7, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die Gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Nou ons leef vandag in 'n wêreld wat wedergebore baie koppel aan stereotypes. En die eerste ene is partykeer dat ouens sê, nee, dit is net emosionele ouens wat wedergeboorte nodig het. As jy nou wil staan en jy wil graag jou hande oplig as ons, sulke ouens, hulle het wedergeboorte gehad en dis vir hulle wat dit nodig is. Ander ouens wat hulle sê dit gewoonlik nodig het, is ouens wat uit 'n gebroke lewe of 'n gebroke agtergrond nodig het. Hulle is so ver van die pad af, dat net wedergeboorte hulle kan terugbring, dat hulle weer op die pad kan loop saam met die Here. En dan is daar ook natuurlik sekere denominasies. Ouens sê, daar's net ouens in sekere kerke wat nodig het om wedergeboorte te word. Dis nie van toepassing op alle kerke nie. Maar die skrif kom en die skrif skilder 'n radikaal ander prentjie hiervan. Wedergeboorte is nie 'n opsionele ekstra wat jy kan bysit as jy 'n Christen is, sodat jy 'n superchristen kan word nie. Dis die absolute beginpunt van 'n lewendige verhouding met God. Dis 'n bonatuurlike daad van God, wat iemand wat dood was in hulle sonde, opwek en 'n bewustheid gee van wie God is en hoe om in sy weë te loop. Dis 'n nodige voorwaarde. Vir ons om die koninkryk te kan sien, is dit 'n nodige voorwaarde. Nou, hierdie is nie Billy Graham of R.C. Sproul of Wesley of
Augustine of Aquinas of Berg wat dit leer nie. Dis Jesus Christus wat hierdie woorde leer. En wanneer Jesus iets leer as 'n nodige voorwaarde, dan behoort ons eintlik ons ore te spits. Nou, 'n nodige voorwaarde beteken iets moet wees vir iets anderster om te kan gebeur. Jy kan nie vuur hê sonder suurstof nie. Jy moet suurstof bysit en dan kan jy vuur hê. En so ook kan ek en jy in die hemel toe gaan as ons nie wedergeboorte het nie. Dit is die gedeelte wat Jesus so onderstreep binne in hierdie. Nou, daar's 'n Joodse gebruik wat wanneer hulle dinge dubbel sê in die Bybel, dan beklemtoon hulle dit eintlik. Dis soos wanneer ons vir iemand 'n teksboodskap stuur in hoofletters en uitroeptekens. Hulle wil dit regtig beklemtoon, hierdie is belangrik. Ons lees gedeeltes waar die engele sê heilig, heilig, heilig. En dit is eintlik net wanneer hulle sê een keer heilig met 1000 uitroeptekens. Dis hoe kragtig en hoeveel hulle dit graag wil ondersteun. Nou, wanneer Jesus sê amen, amen en hy onderstreep hierdie, hy maak dit vir ons duidelik, dan dink ek as hy dit erken, dan kan ons daar op ons raamwerk erken by punt nommer 1, erken die noodsaaklikheid van wedergeboorte. Dis ons eerste aksiestap. Nou, dan is dit ook in ons eerste aksiestap belangrik om te besef dat niemand, ongeag hulle agtergrond, die koninkryk van die hemel gaan ingaan sonder dat hulle wedergeboorte is nie. Hulle gaan dit nie sien nie, hulle gaan dit nie binne kan gaan nie. Niemand nie. En ook nie Nikodemus nie. Nou, Nikodemus was nie 'n gewone ou gewees nie. Hy was nie iemand wat sommer hier van die kantlyn af ingekom het nie. Hy was 'n ryk, opgevoede, hoogs geleerde mens gewees. Hy was eintlik die toonbeeld van godsdienstige sukses, as jy dit so kan stel. En tog sê Jesus vir hom, jy Nikodemus, moet wedergebore word. Hy sê nie vir hom, jy is amper daar, jy het net 'n klein geestelike aanvulling nodig nie. Dis nie wat hy vir hom sê nie. Hy sê vir Nikodemus dat dit wat jy tot dusver gedoen het, tel nie. Wedergeboorte is nodig, want ons toestand sonder God is nie verswak of verward nie. Ons is geestelik dood sonder God. En Paulus skryf hierdie so in Efesiërs 2 vers 1, dat ons dood is in ons oortredinge en ons sondes wat ons gepleeg het. Nou, ons kan hier na die staatslijkshuis toe gaan en jy kan 'n lijk probeer om beter te lewe, maar onderrig is nie wat daai lijk nodig het nie. Daai lijk het lewe nodig vir hom om tot iets te kom. En dan weet ons ook, dis nie jou kerklidmaatskap wat jou lewe gee nie. Dis nie dat jy 'n goeie mens was en dat jy moreel gelewe het wat jou lewe gee nie. Dis nie dat jou ouers se geloof vir jou die weg gebaan het en jy alright is nou, jy hoef nie 'n wedergebore te hê nie. Dis nie omdat jy 'n kind van Abraham is of omdat jy die wet van Moses gekry het wat vir jou die weg baan om die lewe te kry nie. Jy kan gedissiplineerd wees soos 'n fariseer en nie die lewe hê nie. Jy kan die hele Bybel uit jou kop uit ken en nie gered wees nie. En die duiwel is, dink ek, die beste voorbeeld. Hy ken die hele Bybel uit sy kop uit en hy is nie gered nie. Wat ons nodig het, is daai geestelike verandering wat binne in ons gebeur wanneer die Heilige Gees dit met ons kom doen. So ek wil dit graag vir jou in die Engelse vertaling lees, John 3 verse 5. Jesus answered, "Truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Daar is mense en kerke en selfs leraars wat sê, wedergeboorte is nie nodig nie. En dan wil ek vir jou vra vanmôre, wie praat met die hoogste gesag binne in die Christelike kerk? Hoekom beklemtoon hy dit met herhaling? En hy beklemtoon nie net die woorde amen, amen en truly, truly nie. Hy beklemtoon eintlik herhaling van die hele konsep dat ons moet wedergebore word. En ons aksiestap hier is om op te hou kyk na ons eie moraliteit of ons eie opvoeding of ons kerklikmaatskap of ons dade as die basis van ons verlossing. Wat ons nodig het om te doen is om te erken dat ons geestelik bankrot is en dat net God ons lewend kan maak. En dan kan ons na God toe gaan en ons kan hom vertrou vir dit wat hy doen. En dit is wat jy gaan invul daar op nommer 2 op jou raamwerk. Vertrou dat God lewe gee. En in hierdie tweede stap verstaan ons dat wedergeboorte nie iets is wat jy doen nie. Dis iets wat aan jou gedoen word. Maar dis iets wat ons sukkel om te begryp. Ons kan nie weet hoe dit werk nie. Jesus gebruik eintlik binne in dieselfde gedeelte 'n metafoor om ons iets te verduidelik daarvan. In hoofstuk 3 vers 8 staan daar, die wind waai waar hy wil
Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. En so gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou, 'n ander gedeelte wat ons lees aan 'n geesgekoppelde wind wat verandering bring, is die wonderlike boek Esegiel, en in hoofstuk 37 staan daar vers 9. God sê vir Esegiel, hy sê toe vir my, profeteer vir die wind, profeteer mensekind, en sê vir die wind, so sê my Heer die Here, kom uit die 4 windrigtings, blaas in hierdie doodgemaaktes, sodat hulle kan leef. Wedergeboorte is 'n monolitiese daad van God. Geen baba kan iets bydra tot sy eie fisiese geboorte nie, en so kan ek en jy ook niks bydra tot ons geestelike geboorte nie. Die Griekse woord wat hier gebruik word, en ek net my uitspraak hierso, is zopiao. Dit beteken om lewend te maak. To quicken is die Engelse woord daarvan. Gee lewe, maak lewendig. 'n dooie man kan nie homself uit die lewe uit opwek nie. 'n dooie man het die kreatiewe krag van God nodig om lewendig te word. En dis 'n bonatuurlike gebeurtenis wat dikwels binne in die geheim en in die misterieus plaasvind. Wedergeboorte is eintlik die krag van die toekoms wat in jou hede gebeur. Nou die ander woord wat, en ek wil baie graag 'n studie op hierdie doen, hulle noem dit die term waarmee God die wêreld weer gaan herstel, is die palingenesia. En dis basies daai toekomskrag wat hy die wêreld mee gaan herstel, wat hy ingebring het, en hy kom jou hart herstel met daai selfde krag. En ons moet nie daai krag onderskat nie. Die krag van God kan die moeilikste en die hardste hart draai. Van die wispelturige Petrus tot die Christen vervolgende Saulus. Hy kan elke hart aanraak en hulle verander en 'n nuwe bewustheid gee. Hoekom? Natuurlik om 'n verhouding met hom te kan hê, en 'n ander antwoord kry ons ook daar in Esegiel 37. En sommer binne in die eerste vers 13 sê, julle sal besef dat ek die Here is, wanneer ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, my volk. Ek sal my gees in julle gee en julle sal leef. Ek sal julle tot rus bring op die grond. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het gepraat en ek sal dit doen. Dit is die uitspraak van die Here. Petrus en Paulus is nie van iets anderster gemaak as ek en jy nie. Inteendeel, van die grootste geloofshelde kom met die aakligste geskiedenis. Jou geskiedenis maak nie saak aan dit wat die Here binne in jou hart kan verander nie. En ek dink ons aksiestap hierso is om op te hou reg te maak. Ek wil net my lewe so bietjie skoner kry voor ek na God toe kan gaan. Ons kan na God toe gaan soos wat ons is. Hy kom en hy verwelkom ons en hy vernuwe ons en hy herstel ons. So gee jouself vir die Heilige Gees, net soos wat jy is, en laat hom toe om die werk te kan doen wat net hy kan doen. Vra hom om jou hart van klip te vat en vir jou 'n hart van vlees te gee. 'n zopiao hart, 'n hart wat lewendig gemaak is. En dan is die volgende punt daar op jou raamwerk 'n belangrike punt ook. Volg hierdie nuwe hart wat God jou gegee het. Jy gaan inskryf daar, volg jy 'n nuwe hart. Nou, wanneer God jou wedergebore laat word, dan maak hy dinge nuut binne in jou. Hy gee vir jou nuwe perspektiewe, nuwe sensitiwiteit, 'n nuwe ingesteldheid vir hom en vir 'n lewe wat jy veronderstel is om te lei. En in hierdie derde aksiestap kyk ons eintlik na om daai sintuie, daai fluisterstemmetjie wat jy binne in jou hoor, te begin gebruik en binne in daai rigting in te gaan. Volg jy 'n nuwe hart. Efesiërs 4 vers 23 en 24 in die boodskapvertaling sê, julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink. Hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak soos 'n mens nuwe klere aantrek. Ons nuwe lewe moet ons al hoe meer soos God laat lyk. Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan hom toewy. Een van die grootste tekens van wedergeborenheid vir jouself is dat jy besef ek het 'n nuwe ingesteldheid. Ek begin dinge nuwe raak sien. Skielik is geestelike waarhede wat voorheen vir my abstrak of vervelig was, iets wat my opgewonde maak, iets wat my motiveer om meer van die Here te leer. Dit word lewendig en werklik. En mense wat
dikwels wedergebore word, het baie keer die getuienis, ek het in 'n Christenhuis groot geword, ek het verlang hierdie goeters, het ek gehoor en geleer, maar dis asof die skakelaar skielik net geflip is en die lig het aangegaan en ek sien dinge in 'n ander lig. En dis 'n mooi teken van wedergeborenheid, waar dinge nie meer net kopkennis is nie, maar dis ook hartkennis, waar jy voorheen miskien in 'n audio manier net hierdie dinge gehoor het, en dit was vir jou mooi geweest, maar dit het vir jou niks gedoen nie. Skielik is daar beeld ook by, en die realiteit van die evangelie is iets wat jy regtig binne in jou hart kan ervaar, en binne in jou lewe kan sien uitspeel. Wedergeboorte gee jou nuwe prioriteite. Dit maak eintlik daai liefdes in jou lewe herrangskik dit, waar God bo kom en jou eie prioriteite na hom kom, waar dit minder belangrik raak vir jou om iets te bereik of iets te doen, of selfs miskien jou familie begin onder God inkom, en dis die belangrike manier hoe dit moet kom. God moet altyd bo kom, God, gesin en dan gemeenskap. Die tweede ding wat dit doen is, dit gee jou 'n nuwe identiteit. En die belangrikheid daarvan is dat jy nie meer jou identiteit kry in jou prestasies en dit wat jy bereik het, miskien binne in jou familienaam as jy uit 'n goeie en 'n sterk familie uitkom, en nie op jou suksesse staat maak nie, maar staat maak op dit wat God vir jou gedoen het en dit wat hy jou gegee het. Jou identiteit word nou ontvang, dit word nie meer verkry nie. En dis die rus wat 'n mens kry wanneer hierdie met jou gebeur, wat wêreldse sukses absoluut nooit kan bied nie. So ons aksiestap hier is dat ons meer tyd binne in die woord van God moet spandeer en sê, Here, maak asseblief die geheimenisse van die woord aan my bekend, sodat ek U kan sien en meer van U kan leer, en verwag dat die gees van die waarheid, die kennis van Jesus meer en meer binne in jou hart gaan oopbreek en vir jou gaan help, sodat jy meer gefokus kan lewe op die onsigbare as op die dinge wat sigbaar is. En dan kan hy oorgaan in die volgende manier, dit maak dit dan baie makliker. Punt nommer 4 wat jy gaan invul daar op jou raamwerk, is dra vrug van wedergeboorte. Nou, wedergeboorte is die absolute begin van hierdie reis van jou saam met God. En dit lei outomaties tot 'n lewe van wat anderster lyk, of dis veronderstel om dit te doen. En die finale aksiestap is om te kyk hoeveel vrug daarvan wedergeboorte in jou daaglikse wandel vertoon word. Ek besef ook eintlik, dis 'n proses wat moet gebeur. Nou, 'n gewone geboorte lei nie daartoe dat iemand volwasse gebore is nie. My oudste se naam is Ian en hy's nou 15. Ons het nie toe hy gebore was, het die dokter skielik gekom en gesê, baie geluk, hierso is julle seun, julle het besluit om hom Ian te noem, hy's 30 jaar oud, hy's ingenieur, hy hou van gitaar speel en sing, hy het regtig 'n passie en sy gunsteling elke ete is Purity. Ek noem daai spesifiek, dat julle net sien daar so 'n verskil tussen die begin en die einde, nee. Wedergeboorte is die beginpunt van jou geestelike reis. As jy wedergebore is, beteken nie jy gaan outomaties 'n volwasse Christen wees nie. Dit vat tyd. En dis partykeer iets wat moeilik is. Soos wat 'n baba se emosies op en af gaan. Die een oomblik huil hulle, die een oomblik lag hulle. Dis op en af en op en af. So is jou geestelike reis ook. Op en af en op en af. Maar soos wat jy groei, word daai op en af kleiner. Maar wat hy nodig het om te sien, is dat daar 'n traject van groei besig is om te gebeur in jou lewe. Want hierdie ding tussen die ou mens en die nuwe mens, dis maar iets wat aanhou vir die res van jou lewe, tot jy by die heerlikheid van Jesus in kan gaan. Maar solank daar groei sigbaar is, wat jy wil vermy, is om wedergebore te word en op dieselfde plek te bly. Hebreërs 5 vers 12 sê, hoewel julle teen hierdie tyd selfs reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarde van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle nog met melk voed en nie met vaste kos nie. Ek dink die grootste vraag wat ons hier konfronteer is, hoe lank is jy al 'n Christen? En wat doen jy daarmee? Het jy nog nodig om Purity te eet? Of kan jy al vaste kos eet? Kan jy iemand anders help om Purity te eet? En ongeag jou antwoord, ek weet dit, partykeer is die lewe moeilik, en partykeer dryf ons bietjie weg van God, en ons koeltjies word koud, want ons is nie meer naby die vuur nie.
En vandag wil ek vir jou sê, dis nie die verlede wat saak maak nie, dit maak nie saak waar jy was en die pad wat jy vanaf gekom het nie. Jy het miskien dalk nog nooit vir Jesus ontmoet nie, of miskien het jy al vir Jesus ontmoet, jy het hom aanvaar, jy het 'n pad saam met hom geloop, en toe het jy afgedwaal en weggeraak, maar ek glo, vandag wil die Gees vir jou iets doen. Ek glo, vandag is die dag wat die Gees weer nuwe lewe binne in jou wil inblaas. Aanblaas tot jy vlam vat, want die lig van 'n vlam is soveel helderder as die lig van 'n kool. Dit is 'n sigbare, merkbare, onteenseglike, onbetwisbare verandering en helderheid. Nou daar's nie bewyse en ons lees nie daarvan dat Nikodemus bekeer het nie. Maar aan die einde van Johannes lees ons van 'n ander mens. Ons lees daar dat hy wat eers in die geheim was, skielik saam met Josef van Arimatea met vrymoedigheid in die openbaar voor Pilatus kom en Jesus se liggaam vra. Dat hulle gaan en Jesus se liggaam van die kruis afhaal, dat hulle gaan en hulle sy liggaam was en hom skoonmaak en hom balsam sodat hy gereed kan wees om begrawe te word. Dit wat hy gedoen het is eintlik merkwaardig. Dit is so groot teken van 'n ander lewe, want julle sien, dit was eintlik die werk van vroue en slawe gewees om liggame te was en hulle te balsam. So hy het sy klastrots wat hy gehad het, as 'n geleerde mens en as 'n man binne in die samelewing, weg laat gaan en Jesus se liggaam gaan haal en hom gewas. Hy het sy vrees vir mense verloor, vir dit wat hy voorheen in die donker gedoen het hy opgestaan in die lig en hy het Jesus se liggaam gaan vat en hom gaan was en versorg. Dis 'n kombinasie van uiterste moed en uiterste nederigheid wat uitspeel binne in ons lewens, wat die gevolg is van wedergeboorte. Nou as ons deur ons eie werke probeer om gered te word, dan is twee dinge wat negatief is eintlik daarin. Die ene is, as jy voel jy is besig om sukses te behaal, dan sal jy trots kry. Jy sal geestelike trots kry in hoe goed jy besig is om hierdie Christendom ding te doen. En die ander ding is wat jy sal doen ook, is terselfdertyd gaan jy dalk desperaat raak as jy sien jy is besig om te misluk. En iemand wat wedergeboorte is, ervaar eintlik niks van daai twee dinge nie. Jy is moedig, want jy weet, jy is geliefd deur 'n koning wat jou uit 'n ver plek uit gered het. En jy is ook terselfdertyd nederig, omdat jy weet jy eintlik niks beter is as enige ander sondaar nie. So daai stryd tussen die ou mens en die nuwe mens duur voort. En dis partykeer moeilik. Ons moet nooit dink, en ek gaan ook nie vandag vir jou hierso sê, dat wanneer jy wedergebore word, jou probleme gaan verdwyn nie. Inteendeel, dis eintlik baie keer wanneer dit moeilik begin raak, want dis wanneer die regte oorlog begin, want die duiwel hou nie daarvan wanneer dit gebeur nie. En dan is ek nie verbaas met die krag in die mikrofoon en 'n paar ander dinge nie. Ek is opgewonde oor wat die Here vandag doen. Ek dink ons aksiestap hierso is om te ondersoek, hoe lyk jou lewe? Het ek nog 'n groeiende passie om 'n heilige lewe te lei? Het ek nog 'n vuur binne in my wat Jesus beter wil leer ken? Is ek besig om sagter te werk met ander mense? Ons moet dat ons lewe die bewys lewer van ons wedergeboorte en ons bekering. En ons moet lewe dat dit sigbaar is. Ek wil begin afsluit. Dis die boodskap van die evangelie dat Jesus deur die lyding van die kruisdood gegaan het, sodat ek en jy lewe kan kry. Hy het sy lewe gegee, sodat ons lewe kan ontvang. Ons moet nie terugkyk na ons selfverredding nie. Ons moet nie 50 dinge probeer doen om gereed te maak, sodat God ons kan red nie. Ons kan net kyk na Jesus. Jesaja 45 vers 22 is vir ons so mooi fokus. Daar staan, kyk na my en word gered, al die eindes van die aarde, want ek is God en daar is niemand anders nie. Nou ek hoop jy het vandag die vrymoedigheid om soos Nikodemus te kan staan, en dat jy jou vrees vir mense en jou vrees vir dinge verloor. En ek wil hierdie diens eintlik afsluit deur twee groepe mense te vra. Die mense wat graag wil bekeer vanmôre, graag vir Jesus wil aanneem. Ek wil vra dat jy die vrymoedigheid sal hê om te staan, en die ander mense waarvoor ek wil vra om te staan, is die ouens wat se kole bietjie flou. Ons gebruik so graag daai uitdrukking, ek is flou kole.
maar as jou geestelike koel letterlik flou is, wil ek jou ook vra om te staan, en dan wil ek vir ons vir daai twee groepe bid, en dan sal ons net 'n oomblik daarna gee vir julle self. So, ek wil vra dat julle staan asseblief, die van julle wat graag dit op julle hart ervaar. Ag Vader, ek wil sommer eers bid, en elkeen wat graag vir Jesus vir die eerste keer wil aanneem, kan hierdie gebed saam met my bid. Here, ons kom en erken en bely dat ons sondaars is en dat ons niks vir onsself kan doen nie. Ons kom bely ons sondes, Here. Ons kom bely dat ons jammer is dat ons U seer gemaak het. Here Jesus, ons erken U as koning en verlosser en dat U alles gedoen het om die weg vir ons te baan vir dit wat ons nodig het om te doen. Ons verbind ons, Here, om U te volg binne in hierdie oggend. Help ons met hierdie. Help ons daarmee, Here. Dankie dat ons in hierdie oomblik deur U aan te neem ook ons kindskap en ons erfenis kan ervaar en dat ons op U kan vertrou om wedergeboorte binne in ons te skep. En dan wil ek bid vir die ouens wat geestelik afgemat voel. Vader, in die naam van Jesus, is ons so bewus van ons behoefte om 'n nuwe uitstorting van die Heilige Gees te kry. Here, my siel voel droog en moeg en stagnant en ek bely dat ek vir myself niks kan doen nie en dat ek U nodig het om nuwe lewe in my in te bring. Here, ek vra dat U Heilige Gees nuwe lewe in my gees, my siel en my liggaam sal plaas. Ek vra, Heilige Gees, dat U elke area van my lewe sal opwek wat dof of vreesagtig of hopeloos voel. En net soos Jesus uit die dood uit opgewek het, gee ek myself in U bekwame hande en vra dat U daai vreesagtigheid en daai hopeloosheid sal wegvat en my opwek, my versterk en vreugde en my verlossing weer sal herstel. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me, in Psalm 51. So kom asseblief, Here, verwyder die twyfel en die vermoeidheid en die wanhoop wat ek ervaar en vul my met U lewe en die krag en U passie. Ek ontvang U opstandingskrag, Heilige Gees, om my denke te vernuwe, my hart te genees en my 'n nuwe vuur van liefde vir U te gee. Dankie dat U my 'n nuwe skepsel maak, bekragtig en herstel deur U genade. In die naam van Jesus, amen.